Goeienaand en baie welkom by ons Pinksterreek. Ons maak vanaand klaar, eintlik nie, want die onderwerp van die Heilige Gees is baie lank en dit is vir my moeilik om uit te haal. Ek is nou nie vertroud by die gemeente nie, so ek is geneig om eerder 'n bietjie meer te verduidelik as minder. So ons gaan vanaand kom tot, kom ons sê so halfpad deur die Nuwe Testament. Ons hoop dan om Sondag die res van die Nuwe Testament te dek in terme van dan baie spesifiek wat doen die Heilige Gees vir ons, of eerder wat doen die Heilige Gees vir my, vir elkeen van julle. So baie welkom en ek wil vir julle baie dankie sê vir julle bywoning gedurende hierdie reeks. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonder van die Heilige Gees. Baie dankie dat U so nou betrokke wil wees by ons lewens. Ons sê U dankie vir die lewe van krag wat U vir ons deur Jesus se dood en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees gebied het en bied. Dat ons kan vol en voluit lewe danksy die voortdurende hulp en bystand en krag van die Heilige Gees. Here, help vir ons om die Heilige Gees in ons lewens in te nooi. Ons vra dat U vir ons vanaand sal seën en dit doen ons in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons het gisteraand ontdek hoe die Heilige Gees betrokke was by die uitbreiding van die Christendom vanaf Jerusalem tot by Rome. Dit is die verhaal van die Heilige Gees se werk in en deur Christene en dis een van die groot keerpunte, wendinge van die werk van die Ou Testament Heilige Gees en hoe die Heilige Gees in die Nuwe Testament werk. So het ons gesien het plaasgevind deur Petrus, die eerste dominee van die eerste gemeente in Jerusalem en deur ander apostels en toe deur Paulus tydens sy 3 sendingreise waar hy 'n hele klomp gemeentes gevestig het in vandag se Turkye, ook in Griekeland en dan in Rome. En met die vervolging van die Christen-Jode het ons gesien het die Christendom uitgebrei. Die Here het op 'n stadium met 'n besluit, dis nou genoeg van 'n basis in Jerusalem, vervolging en toe al die lidmate het gespaander uit Jerusalem uit vrees vir vervolging en hulle het in die aangrensende streke van Israel het hulle gaan bly. Dan Cornelius, die Romeinse soldaat wat tot bekering kom, die Heilige Gees val op hom en daardeur verskuif die Christendom van uitsluitlik Joodse Christene na ook heidene. Heidene, kom ons sê nou maar, dis almal behalwe Jode. As ons van heidene praat in 'n Christelike konteks, is dit dan almal in hierdie konteks van die Heilige Gees behalwe Jode dan. Joodse Christene staan vandag bekend as Messiaanse Christene. Die Heilige Gees, die pragtige ontdekking wat ons doen, is beskikbaar vir almal. Jy hoef net vir die Vader te bid vir die Heilige Gees. Vanaand dan gaan ons kyk na die Heilige Gees in die Romeine boek, wat ons baie van leer en ons gaan ongelukkig nie verder as dit kom nie, ons sal die res maar moet vat by uitkoms Sondag. En ek is dan eerstens by Romeine 5 vers 5. En die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou begin ons en besef ons wat die Heilige Gees in elke Christen doen. Dit is die groot, kom ons sê ook skuif na Handelinge. In Handelinge, die Heilige Gees se werk om die Christelike godsdienst te vestig, Handelinge 1 en 2, die uitstorting, en dan die gemeente te bestuur vir 'n hele paar hoofstukke, en dan die Heilige Gees se werk om in opdrag van Jesus as die koning van die kerk, die Christelike godsdienst uit Jerusalem weer in Israel en toe van daar af tot by Rome uit te bring. So die Heilige Gees was pertinent in diens van die uitbreiding van die kerk, as ons dit so kan opsom wat betref Handelinge. In Romeine en die res van die Bybel vind ons uit wat is die Heilige Gees se plek, posisie, wat doen hy vir my, wat doen hy vir elke Christen, hoekom het die Heilige Gees nodig, wat 'n verskil maak die Heilige Gees,
Hoekom lees ons, nou is ek vooruit alweer, in hoofstuk 8 vers 9, as ek die Heilige Gees nie het nie, is ek nie kind van God nie? Hoekom so 'n verskriklike, skokkende vers, of 'n skokkende mededeling? Ons moet agter die kap van die Bybel. Hiersom gaan dit dan eerstens, en dit is baie mooi dat ons by Romeine boek eerste daarby uitkom. Die Heilige Gees in die eerste plek, en miskien in die laaste plek, vertel vir elkeen van ons, God het jou lief. Dis hoe die liefde van God by my uitkom. As iemand vir my vra, het die Here jou lief? Hoekom sê jy ja? As ek dit so kan stel. Die antwoord moet van die Heilige Gees afkom. Dit moet 'n persoonlike ervaring wees van die Heilige Gees dra die Here se liefde aan elke Christen oor. Hy is die instrument of die agent wat die Here se liefde dan oordra. En wat 'n wonderlike ervaring om dit te hê, om die Here se liefde vir jouself persoonlik te ervaar. Wat dit beteken baie. Wat beteken as ek sê die Here is lief vir my? Hy het my aanvaar. Ek is deel van sy plan in die koninkryk van die kerk. Hy is daar om my lewe te beheers en te regeer. Liefde beteken 'n klomp goed, net soos liefde vir jou man en vrou 'n klomp funksies en realiteite insluit, dieselfde met die Here se liefde vir jou. Goed, dat is by hoofstuk 8 vers 2 as ek reg is, Johan, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het vir my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Baie belangrik, dis 'n kernaspek van die Christelike doktrine, die Christelike leerstellings, die Christelike godsdiens, is die hele wonderlike nuus, en Paulus praat baie daarvan in hoofstuk 8. Jy gaan sien, ons gaan elke paar verse by hoofstuk 8 moet uitkom, omdat hier soveel belangrike feite is wat ons moet wees. Maar wat dit basies vir my sê, is dat die sonde het nie meer die laaste sê in my lewe nie. Sonder die Heilige Gees het die sonde die laaste sê. Ek kan nie wegkom daarvan nie, ek kan nie wegkom van sondebande nie, met ander woorde, dit wat ek gedurig doen. Ons almal het sondes wat ons nou en dan doen, sê nou maar. Ek sal byvoorbeeld nie iemand wees wat my sê nou maar skuldig is aan die sonde van begeerlikhede nie. Maar nou en dan sien ek wel iets wat ek begeer. Dis 'n sonde. Dis nie 'n sondebande nie. Dis nie 'n band nie. Baie mense sukkel met sê nou maar hoogmoed. Baie mense se sondebande is hoogmoed. Jy gedurig is jy bewus, is jy besig, is jy vas aan hoogmoed. Dis iets wat jou vasbind. Dis jou vasbind. En sonder die Heilige Gees, watter hoop het ons om weg te kom van daai goed, my gewoonte sondes, het my pa altyd van gepraat, om daarvan af weg te kom. Die Heilige Gees kom en hy bring verligting. Hy heers nou in plaas van die sondige natuur. Die krag van die Heilige Gees bied my nou 'n nuwe toekoms waar ons lewe nie meer versuur word van sondebande nie. Jesus het gestuur die Heilige Gees om vir my 'n helper te wees, om vir my by te staan, en Paulus vra dan van die wet van die sonde en die wet van die Gees, bedoelende dit wat ek nie kan wegkom van sonde af nie, en dit wat ek nie kan wegkom van die realiteit van die Heilige Gees nie. En hy maak vry. Hy maak ons vry. Daarom is ek vry van daai wet. Daar is geen gewoonte sondes wat ek moet aanvaar as maar my lot nie. Jesus het my vrygemaak en hy stuur die krag van die Heilige Gees om my in effek vry te maak. Nie net vir my sê jy's vry nie, maar vir my te demonstreer. Ons gaan na die Here toe sê, Here, ek is moeg. Ek is moeg vir hoogmoed. Ek is moeg vir dit. Asseblief, maak my vry van hierdie ding wat my lewe aan mekaar versuur, my verhoudinge vertroebel. Ons het sulke goed, baie van ons wat sulke goed in ons lewe het. Die massiewe impak wat die Heilige Gees op elke Christen se lewe het. Enigiets wat ons lewe versuur, kan ons oorgee aan die krag van die Heilige Gees. En ons het inderdaad die voorreg
om die Here te vra om sulke dinge uit ons lewe te verwyder. Ons is by 'n paar verse verder, by vers 5, onderaan. Vers 5, wie volgens hulle sondige aard lewe, bedink immers die dinge van die sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees lewe, bedink die dinge van die Gees. Kan jy sien, hy werk met hierdie twee kontraste, hierdie uiterste, sonde, Gees, wet van die sonde, wet van die Gees. Die Heilige Gees help vir ons hierso in ons kop. Hy is nou by ons kop, ons gedagtewêreld, wat ons bedink. Die Heilige Gees help my om weg te kom van my dinkgedagtes aan sondes. Hy verbreek daardie sirkelgang wat mense in is. Jy kom in dit en dan is dit net sonde en sonde en sonde. Die Heilige Gees verbreek daardie kringloop en vat my gedagtegang weg van dit wat negatief is in my lewe. Dit wat verkeerd is in my lewe. Dit wat sondig is in my lewe wat ek van hou. Baie sondes is sonde omdat 'n mens hou daarvan en dis die houvas van sonde in baie gevalle mense se lewens. Jy hou daarvan. Mense hou daarvan om te begeer. Mense hou daarvan om advertensies te kyk. Dis maar deel van ons sondige natuur. Ons is by vers 9, Romeine 8 vers 9, hier het ek al 'n paar keer na verwys. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, nou het ons Heilige Gees, Gees van Christus. Dis wat ons noem 'n wisselvorm. Selfe persoon, net 'n ander tipe van benadruk, ander tipe van klem. Nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Baie belangrik. Baie belangrik. Die bemoediging, die Heilige Gees se heerskappy maak ons los van die gesondes wat gedurig by ons spook. Die Heilige Gees word beskikbaar vir enigeen wat die Here daarom bid. En daarom kan ek sê, Here, ek wil u Gees hê. Ek wil u Gees in my lewe hê, sodat ek nie vasgedraai raak in sonde nie. Ek wil 'n lewe hê wat iewers uitkom. Ons kom die lewe by bestemmings uit, bestemmings van ouderdom, bestemmings van as ek werk, ek word bevorder, bestemmings van wat ek ons oor na strewe, die reëlmaat van ons lewe, bestemmings van die kinders uit die huis uit, ensovoorts en so meer. Ons het ook, al wat 'n Christen het, ook in behoefte wat onvervuld is, 'n behoefte dat jou lewe 'n merk sal maak. 'n behoefte dat jou lewe vir iemand iets gaan beteken. Jou man, jou vrou, jou kinders. Jou behoefte dat jy nadat jy weg is, onthou sal word. Daardie behoefte is wat die Here in ons hart gegee het. En daarom praat die Bybel van die Heilige Gees se rol in geestelike groei, waarby ek sal uitkom. Dan kom ons uit by die vrug van die Gees. Dit wat die Gees vir my in my lewe inwerk elke dag. Ons sal dan Sondag daarby uitkom. Ek wil nie nou daaraan aandag gee. Nou maar goed, daar is ons by bietjie verder, vers 16, nog steeds by Romeine 8. Ons is by vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Aansluit by die vorige een, nee. As ons nie die Gees van God het nie, is ons nie kinders van God nie. Maar as ons die Gees van God het, dan getuig die Heilige Gees, ons is kinders van God. Maar andere, daar's tye wat 'n mens veral wanneer die dood by jou uitkom. Iemand sterwe wat na aan jou was. 'n vriend, 'n familielid. En dan dink 'n mens aan die dood. Dan wonder jy oor jouself. Dan wonder jy hoe lank gaan ek nog lewe? En dan, baie mense se lewe is van nature die vrees vir die dood. Die vrees vir waar is ek regtig gaan ek hemel toe? En in daai tye wanneer ons miskien onder druk is van negatiewe omstandighede of slegte nuus, het ons daai bevestiging nodig.
Ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n kind van die Here. En jy gaan hemel toe, moenie worry, jy gaan. En dit is wat die Heilige Gees gee. Hy getuig saam met my gees. Ek sê, ek het, en ek is seker, die Heilige Gees kom en sê, ja, ek staan saam met jou. Die versekering van die Heilige Gees is ook natuurlik 'n vorm dan van die Here se liefde. Die Heilige Gees bring dan versekering oor ons as kinders van die Here dat ons wel sy kind is, veral as ons miskien kom by tye wat ons daarin twyfel. Dan is ons by Romeine 8 vers 26. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. So dis nog 'n funksie van die Gees, hoe die Gees deel is van ons lewe. Hoe hy vir my help. 'n klomp van dinge wat die Heilige Gees doen, kan ons kategoriseer en sorteer onder die Heilige Gees se hulpfunksie. Net soos hy ons te verstaan het by die mense van die Bybel wat die Heilige Gees gehelp het in hulle verskillende hoedanighede. So is die Heilige Gees steeds vir elkeen van ons 'n helper. En wanneer die Heilige Gees in ons lewe inkom, dan begin die Here ons bewus maak van areas van ons lewe wat ons net aanvaar. Ek het nou nie baie geduld nie, Here, dis nou maar ek. En skielik sal die Heilige Gees kom en vir jou sê, ek wil vir jou geduld gee. Ek het nie baie liefde vir mense wat so en so. Ek gaan vir jou liefde gee. Daar waar ons tekort skiet in ons sondige natuur, in ons tekortkominge. Daar waar ek by nie uitkom nie, want ek weet dis 'n swakpunt. Daar sal ek graag anders wil wees. Daar sal ek graag meer wil wees. Hier sal ek graag minder wil wees. Daardie mense kan miskien almal groepeer onder die hoofie van die onmoontlikhede in my lewe. Ons almal het onmoontlikhede wat betref veral ons verhoudingslewe waar ek weet ek kan en ek wens ek het meer dit geduld wat ek al mag wees. En dan kom die Here en hy kom ons in daardie swakhede waar ek nie alles het nie, waar ek hulp nodig het, kom hy ons tot hulp. Selfs wanneer ons nie weet waaroor of waarvoor ons behoort te bid nie, tree die Gees self vir ons in met versigtinge. Versigtinge in die Grieks is krone, geluide, krone, die Engelse vertalings deurgangs vertaal het as groanings, krone, en dit vervat vir my baie mooi die tipe van emosionele toestand of emosionele ek wat ek nie in woorde kan oordra. In ons verhouding met mekaar is ons so afhanklik van om te weet hoe ons voel. Hoe voel jy? As jy so kyk, ek weet dat jy voel nie vandag nie, jy's nie 'n goeie by nie. As jy so van die werk af kom en jy lyk so, dan weet ek al nou jy het nie 'n sleg goeie dag gehad nie. So ons is gedurig in voeling met mekaar se voelings, hoe ons voel, ons emosionele lewe. En dis vir my asof die Heilige Gees dan ook dit aan die Here kan oordra sodat hy presies weet die Here hoe hy vir ons kan help deur die Gees. Ons is by hoofstuk 14 nou, Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. In hoofstuk 14 wy Paulus baie lank uit oor wat mense geëet en drink het. Daar was in gemeentes, as ons gaan lees in die Handelinge met Paulus se ervaring in sy 3 sendingreise, dan kom ons telkens by Paulus se probleem. Hy gaan na 'n dorp toe, dan gaan hy na die Joodse sinagoge toe of wat ook al, en dan in die Joodse sinagoge is daar mense wat Jode is, en dan ook mense wat heidene is, wat die Joodse godsdienst soort van aangeneem het. En dan preek hy, en na die tyd glo 'n paar Jode en van die ander mense, en hulle is dan die kern van die nuwe gemeente in daai geval. En daarom in hierdie nuwe gemeentes was daar Jode wat nog gehou het by die wet. Jy mag nie vark eet nie, jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dat eet nie, jy mag nie dat eet nie. Terwyl Paulus vir hulle voorgehou het,
dit wat besluit is in Handelinge 15, die sogenaamde Jerusalem Raad, waar besluit is dat die Christelike kerk in Jerusalem, almal wat verkondig, insluitende Paulus, gaan nie van heidene verwag om die Joodse wet te hou nie. En Paulus preek ook om vir hulle te wys dat die Joodse wet het opgehou met Jesus Christus. Maar nou is daar in die gemeentes waar Paulus begin het, mense wat ongeakker is, die Jode. Want hulle sê ons eet nie vark nie, en die ander mense sê maar ons kan enigiets eet. En nou is daar konflik. En dan verduidelik Paulus en hy sê asseblief, as jy wat sterk is in die geloof, moet asseblief nie jou medebroer of suster veroordeel wat swak is en hou by hierdie wet en daai regulasie en nie so en nie so nie. Moenie vir hulle konfronteer nie, hulle is ook die Here se kinders, nes jy. Dit gaan net oor elkeen van julle se verhouding met die Here. Jy's nie daar om vingers te wys nie. Die Here sal met jou en met hulle vir hulle meedeel en hulle lewe laat verander soos dit die Here se wil is. En dan kom hy uit by hierdie punt. Die koninkryk van God gaan nie oor spys en drank nie. Julle maak belangrik dit wat belangrik is, wat nie belangrik is. Dit gaan nie oor spys en drank in die koninkryk van God nie, maar koninkryk van God, die geregtigheid van God, die koninkryk van God, die heerskappy van God. So God heers nie oor Christene in terme van wat jy moet eet en nie eet nie, maar God heers oor mense, Christene, in terme van geregtigheid, wat reg is, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Moenie kritiseer vir ander Christene wat sê, jy moenie dit eet en jy mag nie dat eet, en hou nou hulle daarby. So, wat geëet en drink word, behoort nie tot die wese van die koninkryk van God nie. Geregtigheid en vrede en blydskap is wel deel van die wese of die essensie van die koninkryk van God wat Paulus hierso vir ons stel. So ons leer nog dinge, God se koninkryk, sy heerskappy, die Heilige Gees is in geregtigheid. Hy help vir my om te doen wat reg is. Daarom die Heilige Gees getuig en praat ook met almal Christene en nie Christene oor wat reg is en wat verkeerd is, en dat daar 'n oordeel kom, en so ook hierdie punt wat Paulus wil maak. Die Here sê vir my gedurig as Christen, help hom vir my om te sê, dis reg, dis verkeerd. Hou by wat reg is, dan is jy gelukkig. Hou by wat reg is, dan is daar nie komplikasies nie. En so help die Here ons, waar ons in die verlede as Christene ingee, en doen wat verkeerd is. Ons weet is verkeerd, maar ons doen in elk geval wat ek is. Dit is vir my te moeilik om iets anders te doen. En daarom sê die Here, en help die Heilige Gees my om daarvan af weg te kom. Ons is by hoofstuk 15 vers 13, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Paulus begeer vir Christene, begeer dat die Here Christene sal vul met hoop en vrede, en hierdie hoop en vrede ontsluit dan algaande Christene vertroue, sy vertroue in die Here. En dan, deur die krag van die Heilige Gees, kan Christene baie meer hoop ervaar. Weer Heilige Gees as helper, weer krag. Die krag van die Here beteken, hy help my om te doen wat ek nie kan nie, wat ek nie reg kry nie. Dis waarvoor die krag van die Here daar is in ons lewens. En dan die laaste gedeelte wat ons vanaand by stil staan, ons is by Romeine 15 vers 16, 'n bedienaar van Christus Jesus aan die heidene is. Ek bedien die evangelie van God priesterlik, sodat die heidene 'n aanneemlike offer, geheilig deur die Heilige Gees kan wees. Ek wil eintlik net uitkom by die tweede gedeelte van die vers, ek bedien die evangelie, sê Paulus, van God priesterlik, sodat die heidene 'n aanneemlike offer, geskenk, offer, geheilig deur die Heilige Gees kan word. Hier is die Heilige Gees nog besig met 'n taak. Die Heilige Gees heilig Christene dan, wat nie Jode is nie. Heilig beteken, jy word gereserveer vir die Here se doel en vir die Here se taak. Dis wat ons as Christene is, almal heilig. Nie omdat ons sondeloos is nie. Heilig in die Bybelse konteks, in die Nuwe Testamentiese konteks, beteken om eenkant gereserveer te wees vir die Here, eenkant gesit te word. Ons is deel van hierdie wêreld, maar omdat ons 'n Christen is, sê die Here, jy het ek eenkant gesit
vir my wil vir jou lewe, vir my werk aan jou lewe, vir my werk deur jou lewe. En dit is wat geheilig beteken hierso. Hulle sit, hulle wat afgesonder uitgereserveer vanaf die wêreldse, bring die Here ons weg van die wêreldse waaraan nie-Christene oorgegee is, om vir ons te help om te lewe vir die Here en tot die Here. Dis ook die taak van die Joodse Christen is presies dieselfde, en God was dan sedertdien is die Here aan werk om Joodse Christene en nie-Joodse Christene saam in die Christendom te verenig. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand net so 'n bietjie kon vat aan die plek, die rol, die werk, die taak, die voorreg van die Heilige Gees in ons as Christene se lewens. Dat U vir ons kan wys hoeveel oopgaan, dat U vir ons kan wys hoeveel is daar vir my as Christen. Dat U vir ons kan wys die wonderlike geskenke wat U vir ons bied deur die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees. Dat ons in staat gestel word tot soveel wat ons uit onsself uit nie kan nie. In staat gestel word om uit te kom by dit in my lewe wat my gelukkig maak. Om ons weg te vat en verby te vat om by ons tekortkominge, Here, wat vir ons ongelukkig maak en wat afbreek doen aan ons verhoudinge en ons eie gelukkigheid. Vat U ons verby en gee U ons juis dit wat vir ons voller maak as persoon, wat vir my as Christen vul met dit wat ek nie kan nie, wat my vul met die krag om uit te kom by dit wat ek nie kan doen nie. Dankie Here dat U Heilige Gees die laaste woord is in ons lewens en nie die sonde nie. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam.